Boerevriende, so kom die einde van hierdie verhaal wat nooit vertel was nie, of at least die waarheid wat vertel moes gewees het, op 'n einde vandag 13 April 2024. Mag elke besoeker wat hier kom besoek aflê in Springfontein, by hierdie kinderkerkhof, die waarheid weet, dat hierdie man wat hier was, 'n sendeling wat vir God gewerk het, vanaf 1898 tot 1917, dat hy onskuldig is, nadat gesê was, dat hy hierdie 37 babas hel toe gestuur het. Maar ek dank ons Hemelse Vader, nee, vir vriende, hulle staan hierso, wat vandag kom help het, om hierdie marmersteen hier te kom opsit. Mag die leuns van hierdie Afrikaners uitgewys word oor die boerevolk se geskiedenis. Die ou landsvlag het absoluut niks te doen met die boerevolk nie. Dis 'n Afrikaner vlag. Die boerevolk se vlag is daardie 4 kleur. Daardie blou, daardie groen, daardie wit. Wat is die ander kleur? Rooi. Daardie blou, daardie groen, daardie wit en daardie rooi, wat so 'n wonderlike betekenis het. Mag elke besoeker wat hierso kom net hierdie lees. Daar is my naam en my nommer. Dis nie om windgat te wees nie. Dis omdat ons, saam met my vriend Ernest Kotse, Ernest, staan hier so by my, is jy alright? Dit gebeur met ons veterane, met hierdie rubber knie en goed wat hulle vir ons maak. Hierdie man, mense, Ernest Kotse, het fenominale werk gedoen, om die inligting te kry uit Duitsland uit. Hy het tot 'n draai saam met my by Unisa gaan maak, sodat u vandag die waarheid kan weet oor Sendeling Sandrock en sy familie. Of dit nou blank en of dit nou swart was, hy het sy lewe saam met sy gesin hier in Springfontein opgeoffer. Ek wil graag, wil ek vir hom vra, ons het 'n boek geskryf, maar hy het die meeste werk gedoen met hierdie boek. Ek het hier en daar het ek maar iets weet bygesit. Maar ek wil graag hê, hy moet hierdie boek oorhandig. Hierso staan 'n groot vriend en sy vrou, Sandra, Lucas Klopper, manne, 'n eyster. Ons het laas jaar toe kom maak ons Sandra se graf skoon hier in Bloemfontein. Dit was vrek warm. Ons het min geld gehad en die aand het ons toe al die pad van Bloemfontein afgery en ons het hierso kom slaap. Dit was so stil, dit het so liggies gereën, net soos nou vanmiddag, nee, dat hierdie lekker koel wind hier in die Karoo hierso waai. Wonderlike mense wat ons ontmoet het, julle gaan nou sien hoe lyk hulle, Dani en sy vrou Ansie Fourie. Julle gaan wonderlike mense nou sien, nee, wat ons ook ontmoet het, wat dieselfde passie het as wat ons het. Dani en Ansie Fourie. Dit is eintlik net vir my hartseer. Na Facebook, ek hoeveel keer gesê het dat ons vandag hier sal wees, is dit maar net hierdie groepie. So sal dit wees, daar is maar net 'n klein groepie van ons boerevolk wat nog die geloftes eerbiedig. Die dag as totale anargie in hierdie land uitbreek. En ek het dit laas jaar gesê, ook by, omtrent elke jaar by geloftefeeste. Toe Israel onder Herodes so bestraf was, het God gesê, stuur daai doodsengel, merk die kusyne van hulle deure met die bloed, en die doodsengel sal hulle verbygaan. Boerevolk, jy meneer, mevrou, jy jong man, jong meisie, jy en jou gesin, moenie hierdie geloftes nie eerbiedig nie. Hierdie is ons laaste redding voor hierdie komende verkiesing hierdie jaar in Suid-Afrika. My vriend, jy het fenominale werk gedoen.
Hy's 'n man met min woorde eintlik. Maar hy was saam met my 2 keer hierso, toevallig, by Springfontein waar ek hom hierdie verhaal vertel het, en dit het hom aangegryp, en hy het gesê, maar kom ons skryf 'n boek. En daarom wil ek graag hê, my vriend, jy en Lucas en Sandra, ja, you've been called, you're not found guilty. Mense, ek wil ook sê, dis Lucas se vrou, nee, en sy het ook 'n geweldige passie vir ons volk se geskiedenis. Julle kan maar gaan sien elke jaar op konsentrasiekamp dag 16 Junie en geloftedag het sy haar boereklere aan. En dit is regtig nie, dit maak vir my, of soos hulle in Afrikaans sê, 'n riem onder die hart. But thank you so much for your passion and your dedication, you know, for the boerevolk, to be there the day of the vow, the day of the concentration camp, etc. We want to give you the small gift, just to say thank you. Lucas must translate it to you, but this is the whole story of this missionary Sandrock that was here in Springfontein. There is no word whatsoever in his diary, which we got from Germany, and it was translated by his granddaughter, that he had anything to do with these graves of the babies. They were all lies being told to us for many years. And this is now the truth. There was a lady working at the Women's Memorial in Bloemfontein, Elria Wessels. And she told me on camera, these were the fruit of rape by the British soldiers. These names here of the babies, you will see the birthdays of the birth dates are more or less the same that you're going to see now at the main concentration camp cemetery, which is almost about 2 kilometers from here. Why will they bury 737 babies one side and the rest on that side? Because according to those 2 books, he sent those babies, if he could not be there before, you know, they pass away, that they are going to hell, which is such a big lie. And here is the truth. I can never ever say to trust an Afrikaner again. We have been lied by them for so many years. But thank you so much, my vriend. Baie dankie vir julle dedication. Julle harde werk vandag om hierdie pragtige plaat hier te kom opsit. En daarvoor kry julle nou die eer om elkeen 'n vlaggie te kry, die Vrystaatse vlaggie en die Transvaalse vlaggie. Thank you so much. Thank you, Sandra. You can wear it with proud. Yes. That belongs to the boerevolk. Thank you so much. Dankie nie vir alles. Harde werk wat jy en jou dogter. Ansie en Dani. My vriend, kom tree aan. Hulle sal rustig wees. Hulle het hulle kinders saamgebring. Wat 'n pragtige kinders. Ons reëling was sou gewees het ons sou vanaand hier geslaap het en die vrouens op 'n ander plek, en toe het ons besluit nee, ons gaan almal vanaand kuier na ons harde werk hierso. Dani en Ansie, dis baie dankie. Dankie vir al julle ondersteuning. Dankie ook vir julle passie wat julle het vir ons boerevolk se geskiedenis. Dankie ook vir vandag dat julle so ver gery het. Ek meen Elsburg is nie hier nie. En om hierdie saam te deel. Dis die eerste keer seker in julle geskiedenis dat julle hier so ver in die Karoo kom. Maar baie dankie. Dit word opreg waardeer, glo vir my. Al is hierdie vrouens wat dit oorgekom het nie meer vandag by ons nie. In gees glo ek dat hulle saam met ons is. Wanneer ons eendag nie meer dalk saam met julle hier is nie en julle ry hier verby en julle kom hier aan en dan dink julle so terug aan hierdie ding wat hier so opgesit is. Hierdie ongelooflike monument met eer het ons hom vandag hier opgesit. Daar is die Vrystaat en die Transvaal se vlaggie. Ons wil graag vir julle afskrif gee van sendeling Sandrock. Dankie. Daar's geen bewyse in sy dagboek dat hy skuldig is. Dat hierdie kinders wat hier lê 'n leuen is. Dat hierdie kinders wat hier lê
die vrug van verkrachting was soos Elria Wessels wat 33 jaar by die Vroue Monument in Bloemfontein gewerk het, gesê het. En ek glo daar is net een rede. Hulle het Elria Wessels gesê as jy ooit jou mond oopmaak, nee, is jy jou werk kwyt. Sy het 'n klomp boeke geskryf. Ja, is ongelukkig dat hierdie professor haar ook so beswadder het en haar beskuldig het sy dementia, en jy kan nie alles glo wat sy is nie, en sy's 'n liberaal en so aan. Sy is ongelukkig 'n paar jaar oorlede. Maar Elria, vir jou en vir Emily Hopjaus, het ons daai twee blommetjies hier kom opsit vandag. Wie ook al hierso kom, ek hoop, dit sal nie gesteel word nie, want steel is 'n nasionale sport in Suid-Afrika. Maar vir julle twee, wat hierdie werk hierso gedoen het, is net ons manier om dankie te sê. Wat vir my net baie snaaks is, ons gaan nou so 'n toer doen hierso op 'n Springfontein. Julle wys waar Sandrock gebly het en hoeveel keer Emily Hopjaus hom nie net daar kom besoek het nie. Wat vir my baie eienaardig is, daar's 'n hele klomp boeke geskryf oor Emily Hopjaus en sy self boeke geskryf, dat sy nooit enige melding gemaak het oor die vele verkrachtings wat in hierdie konsentrasiekampe plaasgevind het nie. Waarom nie? Daar's baie van daai boervroue nê wat Engels magtig was, wat verseker vir haar gesê het, Emily, some of our women were raped by the British soldiers, maar sy doodstil gebly. Waarom? Dis 'n vraag wat ek by u los. U is baie welkom om my daarop te antwoord. Maar vir die tye wat sy hierso was, wat sy by Norwelspont was, wat sy in Bloemfontein was, het ons vir haar blommetjie daar gesit en vir Elria hierso vir haar bekentenis. En ek daag enige persoon uit om my die teendeel te wys dat dit nie so is nie, dat ek verkeerd is. Julle ontvang ook die ere toekenning vandag hier in die Vrystaat by Springfontein. Dani, baie dankie my vriend. Nog 'n veteraan, nog 'n man hier binnekant wat die passie het vir ons boerevolk. Annetjie, jy ook. Jy moet dit asseblief met trots dra. Dit word nie aan enige persoon gegee nie. Daar's baie mense wat vandag sê, ja, ek is 'n boer, ek is 'n boer. Gaan kyk 'n bietjie op sy Facebook profile. Jy sal geskok wees. Hulle is geen boere nie. Dis daai Afrikaners wat ons julle so teen waarsku. Maar baie, baie dankie. Dankie vir jou, Rudy. Neef Ernest, vir jou nog fenominale werk wat jy gedoen het, my vriend. Ontvang jy ook die toekenning. Baie dankie my vriend. Baie dankie. Ek wil eintlik vir jou so grootte gegee. Liewer nie. Ons sal vir jou grootte nog maak. Ja, ons sal vir jou grootte maak. Baie, baie dankie. En dan ons kleinseun. Ja. As julle vandag gesien het, nê, hoe het hy gehelp om hierdie skild hierso mooi skoon te maak en alles. Dan is dit 'n riem onder die hart. Ek het twee kleinseuns. En ek wens so graag dat Johan ook vandag hierso kon gewees het om dit te ervaar wat een die vandag, jy weet, ervaar. Maar oupa wil graag vir jou hierdie twee gee wat jy vir ouma kan vra wat op jou klere kan werk. Eendag, nê, wanneer jy groot is. En jy kom hiernatoe, dan jy dalk nou self 'n vrou en kinders. Dan kan jy vir hulle sê, 'n boer staan nooit terug vir die waarheid nie. Kinders groot op. Wie julle? Ja. My naam is dalk skoon. Jou naam is My naam is daarom skoon. Ja. Julle kan gou foto's neem en goed as julle wil.